gaan nou begin met die preek. Dis wat so mooi is die Here mense stuur 'n atmosfeer saam. 'n Atmosfeer van verwelkoming. 'n Atmosfeer van mense wat, ek is opgewonde, ek is bly om hier te wees, nie by die pastoor nie, maar om in die teenwoordigheid van die lewende God te kan kom. Amen. Kom ons lei die woord. Baie dankie Here, dis groot voorreg om met hierdie mooi mense te kan deel, die woord te kan deel. Heilige Gees, wees in beheer van elke woord wat ek spreek. Wees U my woorde, nie my eie woorde nie, maar U my goddelike. Wees U my goddelike woorde. Wees my woord. Ek wil ook vanmôre kom, Satan, en ek praat met jou. Jy's nie welkom hier nie. Elke demoniese gees wat hier ingekom het, ek bind jou werke, ek verklaar jou kragteloos. Jy is nie welkom nie, gaan uit die gebou uit. In Jesus se naam. En dankie Here vir die mooi mensies wat agterbly. En Satan en sy demone vlug, want hulle is nie welkom hier nie, en hulle ervaar dit, hulle weet dit, hulle weet hierdie atmosfeer is nie vir hulle geskep nie. Dis die atmosfeer van die teenwoordigheid van U, die Heilige Gees. En dis U, die Heilige Gees, wat die kerk van Jesus Christus voorberei. Want Jesus kom na sy kerk toe. Dankie Here, ons het 'n verwagting, en ons glo en vertrou dat die kerk sal voorberei wees vir U koms, Here Jesus. Ons verklaar vanoggend, ons is lief vir U. Ons is lief vir die Heilige Gees. Ons is lief vir U Koning Jesus, daar waar U nou aan die regterkant van Vader sit. En ons is ook lief vir Abba Vader. Dankie Here, dankie vir die mooiheid. Ons eer U in Jesus se naam. Amen. Amen. Vanmôre, let wel, toe ek jy weet, as ek Sondag so klaar gepreek het, en ek gaan huis toe, ek rus so uur 2, dan sê ek, Heilige Gees, next, wat is die next step? Wat is my volgende preek? En dan maandag nag, Sondag nag, dan begin dit deurkom. Dan begin daar temas deurkom. Ek lees dit, ek sien dit in die geestesriem, en weet jy wat, Heilige Gees bevestig dit altyd vir my so, en wanneer hy dit so bevestig, dan bevestig hy dit met vrede. En daarom as ek jou raad kan gee, as jy 'n besluit moet neem, kry God se vrede, dan is dit die regte besluit. Moenie 'n besluit uit oorhaastigheid uitneem. Moenie 'n besluit neem van, ek moet, daar moet geld wees. Dis 'n verkeerde besluit. Vra my, ek was weer daar gewees, ek ken dit, weet waaroor dit gaan. En volgens se tema is, hoekom pyn? Is hier iemand vanoggend wat dalk hier sit en sê, ek het nog nooit in my lewe pyn ervaar? Is jy hier? Want dan moet jy vir my kom vertel, hoe kry jy dit reg? Ons almal is deur pyn. Hoekom pyn? En ek wil vir jou vat, ek wil vir jou 'n stukkie vertel net, geliefde, ons hoor altyd mense sê, Here, gebruik my, ek wil in U kerk bedien, of ek wil hier dit doen, ek wil dit vir U doen, ek wil dit vir U doen, ek wil dit vir U doen, Here, ek wil dit vir U doen, Here. Dan sê die Here, onthou net, ons moet jou voorberei. Ek en Heilige Gees. Ons berei jou voor vir dit wat jy gaan doen in die gemeente. Ons berei jou voor vir die verantwoordelikheid wat ek vir jou klaar beplan het, nog voordat jy in jou moeder se skoot gevorm is, het ek klaar beplan, ek berei jou voor. Here, maar nie pyn nie. Here, moet my nie pyn gee nie. Ek wil jou gou weer die storie vertel van 'n man wat besluit het, hy en sy vrou sit op die stoep. Ek is lief vir 'n stoep ook, hoor my. Sit op die stoep, hy en sy vrou sit en gesels, en hy sê vir sy vrou, liefie, ek moet iets begin doen hierso.
En hierso. Ek dink ek moet begin gym toe gaan. Ja, sê sy vrou vir hom. Kom ons kyk maar my darling, hoe gaan dit met jou? Ek is daar ons nou al lank met jou getroud, so ek weet waaroor dit gaan. Ag, en die man gaan, die volgende dag gaan hy en hy gaan koop vir hom takkies en hy koop die oefenklere en alles en hy gym toe en hy gaan betaal 'n deposito en hy teken 'n kontrak vir die gym 12 maande met 'n paar rand hoor wat hy elke maand moet betaal vir daai gym. So hy's georganiseer. Daai aand sê hy vir sy vrou, liefie, môre, ek is môreoggend vroeg 5 uur sommer by die gym. Daai volgende oggend gaan hy en hy gaan oefen, hy gaan oefen hard, en hy blaas en hy sweet en hy gaan aan en hy, weet jy, hy's fiks man, hy's goed. En hy gaan daai middag daarna gaan hy huis toe en die aand sit hy met sy vrou en hulle sit op die stoep. En hy sê, liefie, dit voel so asof ek 'n bietjie stadiger beweeg. Ja, my man, kom ons kyk wat gebeur. Volgende môre toe die man moes opstaan en hy moes gym toe gaan, toe sê ek kan hierdie voet van my nie beter kry nie. Liefie, dis fout jou, dit is groot fout. En my bene is seer, my arms is seer, en my lyf is seer. Dis seer, dis pyn. Ja, sê liefie, my man, ek het dit geweet. Hoekom het jy my dan nie gewaarsku nie? Jy moet ook voel. Maar daai pyn, waardeur hy gaan, is nie noodwendig altyd dat hy gaan doodgaan nie. Maar dit is 'n vernuwing wat besig is om plaas te vind. En vra ek jou, het jy ook deur 'n oefensessie gegaan? Is jy ook in 'n pynproses? Hoe gaan dit met jou? Waar is jou seer? Nie alle pyn is altyd sleg nie. En ek wil net so 'n bietjie lees, en dis die hoofvers wat die Here vir my gegee het, Heilige Gees, Jesaja 66 vers 7, 8 en 9, wat sê, geboortepyne kom eers, hoor mooi, geboortepyne kom eers voordat 'n vrou 'n baba in die wêreld bring. 'n Baba word nie net gebore as die pyn nie eers gekom het nie. Ek het nog nooit gehoor van 'n geboorte wat plaasvind en daar's nie pyn nie. Veral by babatjies. Mense wat al kinders het. Die 8ste versie sê, wie het al gehoor dat dit anders kan wees? Wie het al so iets gesien? Word 'n land, en hoor nou hier's 'n shift, word 'n land in een enkele dag gebore? Of kom 'n volk in een enkele oomblik in die wêreld? Sion het nog skaars geboortepyne gevoel, toe is haar seun gebore. Hier antwoord die Here in vers 9, sal ek dit tot op die punt laat vorder dat die geboorte moet kom, en dit dan nie laat gebeur nie, vra die Here. Hoekom moet jy deur soveel pyn en ellende gaan, en daar's nie 'n einde nie? Vra die Here. Sal ek wat geboortes laat gebeur, dit dan skielik terughou? Vra die lewende God. Hy is in beheer. Geliefde, pyn, en nou moet jy maar vassit, jy moet nou maar jou safety belt opsit, is deel van God se proses. Dit is regtig deel van God se proses. Ja, maar hoekom het ek hierdie pyn en jy sê nie hierdie pyn nie en hy het nie daai pyn nie? Ek wonder hoekom. Geboorte kom nie sonder pyn. 'n vernuwing wat plaasvind. Ons wil almal beloftes hê, maar ons wil nie deur hierdie proses gaan nie. Ons wil almal in 'n posisie wees. Ons wil almal hier wees. Ons wil almal hierdie bediening uitleef. Maar dit kos pyn. Maar ek wil bypass, ek wil nie daarby wees nie. Ons wil nie die deur oop nie, maar
of omdat ek het so stel, ons wil die deur oop hê, maar ons wil nie in die wagperiode ingaan, waar ons moet groei nie, waar jy moet herposisioneer, want onthou, daar's altyd 'n proses. Daarom, dit waarmee jy nou deurgaan, is 'n voorbereidingsproses. Hoe kan jy dit sê, Hardes? Ek sê jou. Dit waarmee jy deurgaan, is 'n proses. Jy is besig om jou autoriteit in die geestesrealm te kry. Hoor mooi. En onthou, jy is nie die eerste nie. Daar's baie mense wat die pad geloop het al, voor ons. Hoor wat ek jou sê. Ons kyk byvoorbeeld na Rachel. Die Bybel sê Rachel was in erge pyn. Sy het selfs haar seun Ben-Oni, het sy genoem, seun van my smart. Soveel seer, soveel ellende wat deur daai vrou gegaan het. Dis verskriklik. En hier kom 'n man en hy sê, ek noem hom Benjamin. Hy is seun van my regterhand. Krag. Hierso gaan 'n pyn deur. Die ma ervaar pyn. Die pa sê, kom dat jy opstaan in Jesus se naam. Seer. En hoe dink jy hoe daai seentjie gevoel? Sy ma hom vertel, jy het vir my seer gegee. En pa kom en sê, kom, my seun. Ons vat die pad. Ons beweeg. Ons beweeg in autoriteit. Wat jy in pyn benoem, kan God in seën verander. Kan ek dit herhaal? Die pyn wat jy beleef, kom God en hy verander dit in 'n seën. Hy kan. Hy het. Jy kry vir Hanna ook, en hierdie een is vir my nogal 'n baie hartseer een. 1 Samuel 1. Hanna het nie net fisies pyn gehad nie. Sy het 'n emosionele pyn gehad binne in haar. Dis nie hierso seer nie. Nee, dis hier binne. Dis 'n dolk wat hier ingesteek is. Die boek Spreuke praat van mense loop met swaarde in hulle rug. Swaarde langs die kante, swaarde van vooraf. Swaarde in die rug is van mense wat op 'n afstand 'n negatiewe woord uitspreek oor daai persoon. Swaarde van die kant af is, kom man, ek hou van jou, jy's oulik. Dan niks met jou te doen nie, jy's patheties. Nog 'n swaar. Hoeveel sit jy met swaarde in hulle sy? 'n swaard van vooraf. My man, my vrou het my seer gemaak. Intimiteit. Dit is so belangrik. Maar hierdie Hanna, sy het nie net fisiese pyn gehad nie. Sy het Elkana, haar man gehad. Hy was baie lief vir haar gewees. En toe was daar 'n ander vrou ook betrokke met die huwelik, Penina. En sy het kinders gehad. Hanna het nie kinders gehad nie. Hanna kon nie kinders hê nie. Want Hanna is in 'n voorbereidingsproses. Maar sy het nie kinders nie. Penina het baie kinders gehad. En hulle het 'n kere gegaan oor. Daai huis het geween. Daar was lewe. Hierdie vrou was alleen nog hier. Met 'n dolp in haar hart. Hoekom? Want dis 'n voorbereidingsproses. Hanna het gehuil. Op wat nee, gebid, Here asseblief, jaar in, jaar uit. Die mense het al verkeerd verstaan. En dan kan ek vir jou reguit sê, baie geboortes vind nie net in die liggaam plaas nie, of dit begin nie net in die liggaam nie. Maar 'n geboorte begin in 'n gebed. 'n Geboorte begin in jou gesprek met die lewende God. En die beste van alles is, as jy daar omdraai en jy stap maar weg, dat jy dit vergeet. En God het dit nie vergeet nie. Hy is besig met die geboorte. En jy stap op pad. Wat nou? Jy vergeet haar, dis ons 3 jaar terug het jy met my gesprek gehad. Oor dit. Kan jy onthou? Kan jy onthou? Maar hier is 'n proses. Kan jy onthou? Om
omdat Hanna, en dit staan nou geskryf 1 Samuel 1:13 tot 14 wat sê, omdat Hanna in haar hart met die Here gepraat het en net haar lippe geroer het, sonder dat haar stem gehoor kon word, het Eli gedink sy's dronk. Die pastoor het gedink sy's dronk. Wat gebeur aan? Maar ek sê, ek wil graag 'n kind hê, Here. Ek het 'n behoefte, Here. Asseblief, Here, help my. Baie keer loop mense met seer as gevolg van binne in die kerk. En as gevolg van daai seer het mense by die huis gaan sit, baie. Hoekom? Want hulle het nog nie die geleentheid gegee om te ontdek, wat is my bediening in die kerk? Wie is ek in Jesus Christus? Wat is my identiteit in die Here nie? Eli sê vir haar, vers 14, toe sê hy vir haar, wanneer jy gaan ophou met jou gedrink, los die drank. Wanneer gaan jy ophou met jou gedrink kry? Los. Seer, is swaar, in sy drade. Hoeveel mense loop hier met swaarte binne in hulle jare. Maar mense is dood wat het gesê het, jy loop nog steeds met daai seer binne in jou. Jy is te swak, jy is te sleg, jy kan nie, jy verdien dit nie. Seer. Jesus Christus self, daai pad geloop. Hoeveel profete, hoeveel jare voor die tyd het profete geprofeteer van hierdie seun, hierdie Messias wat gaan kom. Hy is op pad. Hy gaan die wêreld red. En selfs die Fariseërs het hom nie erken nie. Hulle het al daai profetiese boeke en goed het hulle gehad. Maar hulle het hom nie erken. Op die ouderdom van 12 jaar, toe begin daar so 'n bietjie blootstelling van Jesus kom saam met sy ma en sy pa toe hulle getel moes word. En hy daar binne in die kerk gaan sit en hy vra daai manne wat geleerd is, hy vra hulle die vrae en hulle was verslae, sê die Bybel, oor die tipe vraag wat hy vra vir daai ouer. Wie is hierdie seun? Ken hom nie. Maar in elk geval is Josef se kind, gaan net huis toe asseblief, want ons voel so half 'n bietjie bedreig met die tipe vraag wat jy na ons toe kom. Ons voel 'n bietjie ongemaklik. 12-jarige ouderdom. Ek loop dalk vooruit op die ouderdom van 30. Toe kom Jesus aangestap. En sy pa het met hout gewerk. En hy kom aangestap. En Johannes die Doper sien hom. En hy sê, daar is die lam. Maar tussen hakies, tussen my en jou, daar is die lam wat in die kruis gaan hang vir ons kerk vir vandag. Sodat die kerk van vandag gebore kan word. In die boek Handelinge. Jesus, gebore daar, tussen die mense gebly, Nasaret. Nathanael vra, en ek weet dit laas gesê, ek sê dit weer, kan daar iets goeds uit Nasaret uitkom? Wat is goed in Nasaret? Dit beteken niks, dit is patheties. Maar Jesus kom uit Nasaret. Gesien, gehoor, van in die huis waar hy bly, dan bly hy bo, hy slaap nie bo, onder is die skape, die beeste, die bokke, hy slaap bo hulle. Dis nie 'n gesiene huis nie. Dis waar nederigheid inkom. Geliefde, die God wat ons dien, ken van nederigheid. En ons moet nie vir ons gaan versoen met ek moet in 'n posisie wees, ek moet soveel geld hê, ek moet dit en dat. Ek sê nou nie, jy moet dit nou gaan soek. Maar wees tevrede met dit wat God jou gee. En werk met dit. Ons moet 'n hart hê van groei, ek stem 100% saam, maar moenie laat dit jou afgod word nie. Johannes 16 vers 20 sê, laat ek julle so 'n bietjie meer vertel, dan sal julle later verstaan. Hierdie is
Julle gaan eers baie hartseer wees, so hartseer dat die trane oor julle wange gaan loop. Dan gaan die ongelowiges hande klap van blydskap. Hoor jy hoe bly is hulle as ons Christene swaar kry? Maar julle gaan nie lank hartseer bly nie. Elke stukkie hartseer sal in 'n stuk blydskap en vreugde verander. Kyk hoe kom God op vir ons. Dit stop nie net hier onder nie. Daar's altyd hoop. Hoor wat ek jou sê, daar's altyd hoop. Vers 21 sê, weet julle hoe dit gaan wees? Dit sal wees soos 'n vrou wat 'n baba kry. Terwyl sy besig is om die baba te kry, is dit baie seer. Maar as die baba eers eenmaal daar is sy die enige glimlag en blydskap oor haar kind. En sy dink nie meer aan oor die pyn waardeur sy gegaan het. Kyk hierdie lewe my, 'n bondeltjie vrede wat sy so teen kan vasdruk. Dit wat vir jou in stoor lê, wat in die pipeline is vir jou, is soveel groter, soveel meer as die seer waardeur jy nou gaan. Maar dit kos. Jy kan nie sê ek wil hier vertroetel word en vertroetel hier nie. Nee, ek maak klaar hier met die seer, ek wil klaar maak, ek wil aangaan en ek wil deurgaan met my proses en ek wil klaar kry. Die kruis was die pyn, maar dit het die redding gebaar. Dit was die deur vir hoop vir ons. Nie vir die ander nie, vir ons. Daarom kan ons met 'n vrymoedigheid vanmôre hier sit en sê, dankie Here. Dankie vir die Heilige Gees wat hier teenwoordig is. Dankie Jesus dat hy aan die kruis vir ons gesterf het. En ek som op, Rachel het 'n pyn gehad vir haar seun. Hanna het 'n pyn gehad vir die profeet wat daar kom saam. Maria het 'n pyn gehad vir die verlosser. Het sy nie 'n moeilikheid gehad nie, Maria. Josef het na toe gaan en gesê, los jou stilletjies hierso, wil niks meer verder te doen nie, want jy is swanger. En ek wil gaan los. Maar stuur die lewende God 'n engel na hom toe en sê, pas op wat jy doen, moeder. Gaan terug na die vrou toe. En loop 'n pad saam met haar. Trou haar, dis jou vrou. Want jy besef nie wat het sy binne haar. Ja, maar ek weet nie mooi hoe werk hierdie storie nie. Hier het 'n man by haar kom slaap. Die Heilige Gees het oor haar vaardig geword en saad binne haar gedeponeer. Goddelike deponering. Wat 'n voorreg. Here. Geliefde. Nou wil ek na volgende stap. Hierdie wat ek met jou gedeel het, was 'n geval van 'n proses waardeur ek gaan. Die volgende een is, nie alle pyn is altyd dieselfde nie. Groeiproses. Nie alle pyn is geboortepyn nie. Dit kan jy ook. Wat 'n mens saai, dit sal jy maai. Dit is nogal 'n tawe vers daar. Jy gaan ook pyn kry as gevolg van die keuses wat jy maak. Ek maak 'n keuse, ek wil dit doen en ek wil dat doen en ek wil dit doen en ek wil dat doen. En te dan met die res. En jy maak die keuse om dit te doen en dan is daar nagevolge. En die nagevolge veroorsaak ook dat ek pyn het. Maar dank God, jy kan op 'n punt kom wat jy sê, Here, ek stop. Ek stop, Here, want dit wat ek hier gedoen het is verkeerd. Ek wil omdraai, Here. Ek wil regmaak. Maar hier's 'n merk hier in my sy. Dis 'n hou. Ons moenie dink daai hou gaan nie weg wees nie. Hy's daar. Geliefde, en baie keer
maak ons die fout en ons dink wel as ek reg draai, is weg en klaar. Nee. Jy moet weer herposisioneer en sê, Here, ek wil regmaak, ekskuus Here, ek vra om verskoning, Here, met opregte hart, ek wil regmaak, Here, help my asseblief. Groot asseblief, Here, help my. Ek gaan jou help, Hardes, ek gaan jou oplig, ek gaan jou uithelp, maar die nagevolge sal jy moet ken. Dankie, Jakob. Matteus 18 vers 34 tot 35. En mense, hierdie is 'n geestelike wet. Ons gaan nie by hierdie geestelike wet verbykom nie. Hoor mooi, en mag dit insink by jou. Matteus 18, 34, 35 wat sê, en sy Heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hy onskuldig was. Vers 35 sê, so sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broer van harte, sy oortredinge vergewe nie. Hoeveel mense sit vanmôre hierso, en jy onthou, die Heilige Gees herinner jou, so tussen my en jou gesê, hoor, hy herinner jou, hy noem vir jou die persoon se naam in jou gedagte wêreld op, wat jou seer gemaak het, jy weet wie is hy of sy, en jy moet op 'n punt kom waar jy sê, Here, ek vergewe Here, andersins as ek nie kan vergewe nie, ek sal daai man of vrou veg hier in my kop so lank as wat ek lewe, ek het dit gehoor, en dan maak jy 'n geestelike deur oop, en dan sê die Here so sal my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broer van harte sy oortredinge vergewe nie. Jy moet vergewe. Hoe doen ek dit? Jy moet vergewe. Andersins gaan alle hel oor jou losgemaak word. Hierdie versie gee jou vinnige agtergrond, was van die man gewees, die hoof gewees, en 'n ander man het hom ons geld geskuld. En die man het hom, die hoof het hom geroep en gesê, wanneer betaal jy my betaal? Ek gaan jou betaal, ek wil jou betaal, maar my vrou en my kinders, en wara. Kan jy my nie maar 'n geleentheid gee nie, asseblief? Die man sê, goed, ek gaan jou vergewe. Kom, jy kan dit gaan lees daar, Matteus 18:34, bietjie vorentoe. Ek gaan jou los, dis okay. Gaan aan. Want hierdie eienaar wou hom in die tronk gegooi. Wie gaan vir my vrou en my kinders sorg? Ek kan nie jou jammer, ek sal jou help. Maar die einste man draai net daarom, want hy skuld hierdie man 'n paar miljoen rand. Hierdie man draai net daarom, en hy stap by die deur uit, en toe hy by die deur kom, 'n ander man wat vir hom wag, en vir hom sê, asseblief, kan jy my help, vergewe my asseblief, help my, ek skuld jou 500 rand, kan jy my vergewe? Nee, ek sal jou nie vergewe nie, jy skuld my daai 500 rand. Ek gaan jou nie vergewe nie. Jy moet my 500 rand vir my betaal. En hy vat daai arme man van 500 rand, en hy gooi hom in die tronk en sluit hom toe. En die mense gee vir daai man binne in die tronk 'n hengse pak slaag vir die 500 rand waardeur hy gegaan het. En iemand in die geestesreële, hoor mooi, demone en engele hou jou dop. Moenie dink dis onder die tafel ongeveer. Dit wat jy in jou kamer praat, hoor elke geestesdimensie in die geestesreële. En iemand gaan vertel vir die man wat die paar miljoen rand vir die ou geleen het, en nou kry hy nie sy geld, gaan sê vir hom, maar hierdie man het nou daai ou van 500 rand in die tronk, en sy roep op vir my. Toe die man voor hom staan en sê, ja maar ekskuus, sê, wat van die 500 rand wat jy moes afgeskryf? Hoekom? Sorry, ek het jou geleentheid gegee. Jesus Christus het ons 'n geleentheid gegee in die kruis. Het ons vrygespreek. Ons moes hel toe gegaan het die waansin volg. As gevolg van die sondes wat Adam gedoen het. Want ons is in sondes gebore. Daarom is dit so ontsettend belangrik. Maak klaar met die seer van die verlede. Maak klaar met daai persoon wat in jou kop is.
Daar's al van daai mense wat dood is. Hoekom moet jy deur al hierdie hel gaan? Dis onnodig. Skryf dit af. Luister, as jy dit afskryf en jy maak klaar daarmee, dan kan die Here kom en hy kan sy seën oor jou uitstort. En jy kan dit ontvang. Wanneer ons praat van seën uitstort, seën ontvang, kan finansies wees. Maar waartoe kan finansies jou vat? Maar die seën van die Here maak ryk en dit kom slegs deur 'n verhouding met hom. Wat is die seën van die Here? 'n diep, intieme verhouding. Daarom geliefde, en dit wat ek met jou vanoggend deel ook hierso. Nader aan God, hou vas. As daar 'n seer is, bring hy jou nader aan God. Hou vas. Maar as dit 'n seer is wat jou wegjaag van God af, en 'n wegjaag van die verhouding met hom, los, maak, kom terug, kom tot inkeer. Hoekom moet jy, hoor mooi wat vra ek vir jou, hoekom moet jy Sondag op Sondag in die kerk sit en hoor van Jesus Christus wat gesterf het vir jou in die kruis, maar binne sit jy met 'n haat. En hierdie haat gaan veroorsaak dat jy die hemel gaan mis. Hoor wat ek jou sê. Ewigdurende pyn, is dit die moeite werd? Nee. Romeine 8 sê, ons kan nou van een saak seker wees. Weet jy is woord, mense? En dis jou swaard in jou hand. Dis die swaard van die Gees, is die woord, is die Bybel. As jou kriebel, en ek wyk 'n bietjie af, maar deel jou, gee jou raad. In jou stilte tyd, jy kry 'n mooi versie, jy gee jou neerskryf, mooi versie 9, in jou stilte tyd, wanneer jy daai mooi versie kry, en jy begin om te bedink, en hy lewe, en hy maak, wow, dis jou swaard. Hoor wat ek jou sê. Ons kan nie gaan en sê, ek is 'n Christen en ek leef dit nie. Ons kan nie gaan en sê, ek is 'n Christen, ek is elke Sondag in die kerk, maar as ek maandag as ek daai klim, dan is alle hel los in die kar. Amen. Ek kan nie. Of jy ry weg en jy draai so om, Black Label borrels is hier, die Clifton borrels is hier, die Kane borrels is hier. Ag nee, kan dit nie meer doen nie. Mense, ons is nie eindtyd. En jy moet een ding ook baie mooi verstaan, jy gaan deur 'n proses. Hierdie verkeerde proses ook. God vat hom en dan draai hy om, dan maak hy hom 'n plus. Want jy het daai pad geloop. En weet jy wat? En Heilige Gees het my hierdie gewys. Jy loop daai pad. En as jy daai verskriklike pad geloop het, jy is deur, jy bekeer, jy kom weer in en jy herposisioneer in die Here, dan praat jy van ek weet waaroor dit gaan. Ek kan nie saam met jou praat nie. Ek kan nie deel wat jy deur gegaan het nie. En wanneer jy jou herposisioneer in die Here, dan is dit soos 'n swaard wat in jou hand geplaas word. Jy het 'n autoriteit wat die lewende God vir jou gegee het. Met jou ervaring. Hoor mooi. Ek het nou vanoggend weer toe keer inry, sien ek hierdie vroukie loop, sy loop so, sy het die Energizer drink hier in haar hand, en sy kyk, sy is so verslaaf, en ek voel eintlik skuldig, ek het haar nie genooi nie, want ek was laat. Die seer hier buite. En weet jy wat, God is besig om elke ou soos wat jy vanmôre hier sit, op te rig in jou posisie, jou identiteit vir jou terug te gee. En jy moet jou identiteit uitleef. Jy moet jou bediening uitleef. Kom, net soos jy is. Halleluja. Prys God. Ek kan nie vir jou sê as jy daar by die deur instap nie, maar jy's 'n dronkie, jy kan nie in die kerk kom nie, die kerk is heilig. Nee. Die kerk is vir daai mense bedoel.
vol stikkende mense bedoel. Mense loop in die strate op en af rigtingloos. Hulle weet nie waartoe nie, hulle het nie werk nie, hulle het nie huis nie, hulle het nie kos nie, hulle het nie hoop nie. Hoor wat ek jou sê. En jy en ek saam. Mense, ons moet opstaan en ons moet ons bediening ontdek en ons moet ons bediening uitleef met die hulp van die Heilige Gees wat ons gaan help. Tye van hoorie so, jy kan nie, jy's 'n dronkie, loop weg gaan nooit, nee. Dronkies is welkom, hulle moet kom. Al vereiste wat ek het is kom, maar begin verander asseblief. Jy kan nie vir 12 maande of vir 3 jaar in die kerk instap met 'n bottel bier in jou kar daar agter. Daar moet verandering kom. En waar begin dit? Dit begin met 'n wil. Ek wil. En dis een ding van die lewende God wat ons dien. Dis 'n God wat sê, ek respekteer jou wil. As jy nie wil nie, dan staan ek terug. Maar jy gaan nie nagevolge hê. Maar ek kan jou nie forceer, soos 'n klein hondjie sê, eet jou pap, eet jou pap, eet jou pap nie. Nee, ek kan nie. Kom ons los sak die oë, kom ons vat die kop, kom ons maak oë toe. Heilige Gees, U praat met elke persoon hier so. Dankie. Dankie, Here. Dis 'n mooi God. Heilige Gees, U sagte. Dankie vir U mooi hart. Amen. Elke persoon wat vanmôre hier sit. Halleluja. U weet presies wat gaan in sy gedagtes aan. U ken elke persoon se seer. Die woord sê ook, U ken sy gister, U ken sy vandag, en U ken selfs sy môre. Dankie, Here. Ek wil jou uitnooi. Hier waar jy volgende dag sit. Maak 'n keuse. Jy moenie nou smaak wees, ons is deel van die kerk. Kom staan nie voor, kom dit weer bid. Ek en Jackie. Gee net weer opnuut jou hart vir die Here. Sê net, Here, ek wil oorgee.